om vanmorgen met mekaar te kan wees. U kinders, o Here, ons vra vanmorgen dat u ons moet, wanneer hy tot van die genade volgens ons behoefte, vra vanmorgen, Here, dat u ons ook sal seën geestelik. Soos wat hierdie wêreld rondom ons benat het, Here, dat u ons in siel en gees ook sal benat met die seëninge van die Here. En ek dank u daarvoor vanmorgen. Here, hulle wat op reis is, hulle wat al weg is vir die vakansie, en die Here ook sal seën. En Here, waar die woord van Jesus Christus verkondig word vanmorgen, vir ons dat die seën ook daar sal wees. En ek dank u daarvoor. Want hierdie diens in die hande. En ek dank u ook daarvoor. Vir elkeen wat vanmorgen bydra, Here, seën dit wat gaan inkom, Here, dit gaan nie oor die grootte van die bedrag nie, dit gaan oor die gesindheid van die hart. En ons vraag vanmorgen dat u een en elkeen sal seën. Hulle wat kan gee, Here, dank u vir daai voorreg dat hulle kan gee. Hulle wat nie kan nie, Here, verander omstandighede en seën hulle Vader, sodat hulle ook kan ervaar die seëninge uit die hand van die Here. En ek dank u daarvoor. In Christus naam. Amen. Kom ons staan, ons sing 'n lekker lied saam en dan wag ons op die overgawe. All the love as ek nou reg onthou, 15 jaar op die kerkraad gedoen. As ek reg dink, 15 jaar op die kerkraad gedoen, hard gewerk. Ek het hier gekom as 'n streektesourier en streekvoorsitter en ek het gesien met die kerkraad ontmoet en ek het gesien wat hulle doen, en ek het gehoor wat hulle doen. En in die afgelope 2 jaar het ek ervaar en het ek beleef dit wat hulle doen. En ek is dankbaar teenoor die Here vir wat hulle doen en gedoen het. En ek weet dat dit nie altyd maklik was nie. Daar was moeilike tye, daar was swaar kry tye. En hulle het gehelp om die water in die drif te trek. Hulle het gehelp om hierdie bootjie aan die vaart te hou. En vanmôre wil ons vir hulle dankie sê en ons wil vir hulle oorhandig en sê dankie vir 15 jaar wat op die kerkraad gedoen het. Hulle gaan nou klaar maak op die kerkraad, maar hulle gaan by ander belangrike aspekte betrokke raak. Onder andere is dit vir my 'n groot erns dat ons sal fokus op ons gebed. Gemeente wat bid groei. En ek glo hulle van daar ook, dis nie al nie, maar daar ook vir ons groot werk doen. Vir die gemeente en vir die Here, en ek is dankbaar daarvoor. Ons moet die seën van die Here afbid. En daarna gaan ek en elkeen van die kerkraad wat hier is, vir hulle sê dankie. Met 'n handdruk, terwyl jy vir hulle seëngebed gaan toebid. Vra net verskoning vir Wiek, ons visievoorsitter wat ook op die oomblik hier kan wees nie. Hy het ongelukkig iets wat dringend sy aandag vereis. Weet ek nou met hom gepraat, ons baie graag met hom gewees het nou, en hy sien hulle daarom ook vanmiddag.
So, maar kom ons brei die hande na hulle toe uit en dan bid ons vir hulle. Ek gaan net hier agter hulle staan. Vader, vanmôre vir ons vir U eer en ons vir U dankie sê. Twee mense, Here, wat gekom het en ten spyte dikwels van gesondheid, ouderdom, Here, nie dat hulle swak geraak het nie. Here, maar ons weet dat ouderdom maak dit ook vir ons moeilik. Maar Here, dat hulle daar was, ongeag eie persoonlike omstandighede, om in hierdie gemeente vir U te werk. Here, ek glo U het hier geplaas met 'n doel en met 'n rede. En Here, hulle dalk nou aan die einde gekom van die era op die kerkraad, maar Vader, daar is soveel ander wat dit nog kan doen, gaan glo. En wat ons by hulle kan leer. Here, een ding wat ek definitief by hulle kan leer, is kommitment, verbintenis, toegewydheid, harde werk, bereidwilligheid. Ag, so kan ek gaan. Here, ek eer U daarvoor en ek dank U daarvoor. En ek wil vra, Here, waar hulle dan nou aan die einde van 'n spesifieke tydvak gekom het vir 'n nuwe een betree, dat hulle sal seën en dat U hand van genade oor hulle uitgestrek sal wees, dat hulle sal seën na siel, gees en liggaam. En ek wil hulle vanmôre seën in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En Here, dat hulle as geseëndes elke dag hier vandaan ook verder sal gaan. Met die weet, Here, ons geliefde hierdie gemeente. Ons is dankbaar vir hulle, Here, en ons eer hulle. Vader, ek vra dit alles in naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons staan dan sing ons dit. The glory of the Lord.
For all
Ek dank die Here vir sy guns en sy goedheid en sy goedheid. En ek bid en vra dat die Here my oë sal open dat ek elke dag in my lewe sal raak sien. Amen. Ek het die Bybel so maak, die Bybel saam met jy, op terwyl wat vertaal met 2 Timoteus 4. Ek wil net noem, as daar mense is wat nog nie kalenders gekry het nie, ons het self hoeveel ek gekry het die jaar, maar is allemaal nie. Maar ek het nog bestel, dat behoort volgende Sondag hier te wees. Moontlik is het môre hier, dan kan ons Dinsdag dalk, ek dink dit sal beter wees Sondag. Sal ons dan Sondag dit uitgee vir die wat nog nie gekry het. So asseblief, kom net na my toe Sondag, ons gaan dit hier ons vir die gee. En dan wil ek net daarop herinner, dat die 16de, dis Dinsdagoggend om 9:00 is 'n gelofte dagdiens. Jy is baie welkom, jy is ook welkom om iemand te nooi, iemand saam te bring na die diens toe. Ek dink dit is belangrik. En dan net die dag bekend maak dat Kersoggend, die 25ste, ons diens om 8:00, nie 9:00, soos gewoonlik nie. Verder van die dienste aan, soos normaalweg. Vanmôre wil ek met u praat oor die gedagte van 1 graad uit. 1 graad uit. Ek lees vir u die woord van die Here. En ek begin by die eerste vers en eindig by die 5de vers. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlet, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en in lering. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Waaronder hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter. Ly verdruk, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. My broer en my suster, ek was in 'n gemeente, en ek vertel dit vir julle net so ter inleiding, ek was in 'n gemeente gewees, waar ek een Sondag, die woord van die Here gebring is, soos dat ek glo dat die Here dit op my hart gelê het. En daardie Sondag het ek sekere goed aangespreek, wat ek gevoel het en gedink het, is nodig, en gevoel het dat die Here lei my so om dit aan te spreek. En maandag het gekom en toe kontak 'n persoon by en hy sê vir my, luister, kan jy by my 'n draai kom maak? Ek sê nee, is reg, sal jy 'n draai kom maak? En toe ek dan kom, toe sê hy vir my, ek wil net vir jou sê, solank as wat ek in hierdie gemeente is, preek jy nie weer oor daai spesifieke onderwerp. En op daardie stadium was dit die broer wat ons gemeente finansiëel deurgebraak het. Maar ons maar amper sê 'n woede oor my gekom, en ek sê vir hom, luister, kom ek en jy verstaan mekaar baie mooi. Vat jy, dan gaan die geldjie wat jy vir die kerk gee, vir die Here gee, en maak daarmee net wat jy wil. Maar jy gaan nie my voorskryf om te sê wat jy wil hê ek moet sê. Of dit waar jy skuldig is te verswyg. Ek het nie Sondag wat verby is oor jou gepraat. Ek doen dit nooit nie. Dit wat die Here op my hart het, dit sê ek, as die skoen jou pas, wie maak jy is die knerting. Ek kan nie kompromieë sluit nie. Dit wat die Here op my hart het, dit moet ek bring. In elk geval, ek is toe daar weg, en hy is toe vir my kwaad. Toe weet ek gaan nog 'n paar weke kom in die kerk. En ek dink toe wel, die Here sal maar vir ons moet voorsien, want hierdie ou se finansies het ons deurgedra, en nou gaan ons daar sonder wees. En volgende Sondag kry ons die bedrag wat hy gegee het, in 'n banksak, in 5 sent, 10 sent en 20 sent. Ek sê, prys die Here. Ons gaan nog 'n maand kan deurgaan.
En ek gee dit vir die tesourier en ek sê, hier is vir jou 'n sakkie. Onthou net dit moet gebak word. Die punt wat ek wil maak is, my broer en my suster, ek praat van 35 jaar gelede wat het gebeur. Vandag se dag wil ek vir jou sê, is ek seker hierdie tipe van insidente gebeur nog. Want mense wil in die gehoor gestreel wees, hulle wil nie hoor dit wat dalk vir hulle ongemaklik maak in hulle sitplek nie. En dan is daar baie mense wat baie goed kwyt raak op sosiale media en wie weet waar oral, wat ons lewens baie keer bemoeilik en deurmekaar maak. Maar ek is besig om 'n boek te lees wat handel oor die kruispad waarby die kerk gekom het. Dan praat hulle nie van 'n gemeente nie, hulle praat meer in die geheel. Dis nie net 'n denominasie nie. En dit spreek dinge aan wat handel oor die dinge waarin die kerk skuldig is. Afwykings en al hierdie tipe van goeders wat besig is om plaas te vind. En hierdie vraag en hierdie gedagte my hart wakker gemaak. Wat as jy 1 graad uit is? Ongeag jou omstandighede. As jy 1 graad uit is ten opsigte van Bybelse waarheid, wat kan die effek wees daarop? Die kerk en ons as 'n gemeente en 'n denominasie, maar ook ons as individue, het nodig om die pad te stap soos wat die Here wil hê ons moet hom stap. Ons het nodig om die woord van die Here te glo soos wat hy wil hê ons moet hom glo. En ons kan nie daarvan afwyk nie. Die hele skrif is ingegee en is nuttig vir lering, regwysing, vermaaning en al daardie dinge. Maar tog gebeur dit dat daar afgewyk word. Ek het 'n sommetjie gemaak as 'n vliegtuig opstyg op OR Tambo en hy vlieg Kaapstad lughawe. 1480 km min of meer. En hy is met opstyg 1 graad uit. Wat gaan gebeur met hom? Hy gaan Kaapstad lughawe met 24 km mis. Hy gaan sy eindbestemming gaan hy mis. As 'n boot vaar van Kaapstad na Walvisbaai toe, dis 1200 en iets kilometer min of meer. En hy is 1 graad uit van die dag, die oomblik wat hy begin. Wat gaan met hom gebeur? Hy gaan sy Walvisbaai hawe met 23 km mis. Dis die realiteit. Hierdie twee illustrasies dui op watter effek 1 graad uit in praktyk kan hê. Maar kom ons kyk 'n bietjie meer geestelik daarna. Ons kyk na die volk Israel en dan sien ons dat hierdie ouens het gekom en hulle was ongelukkig om onder die leiding van die Here te staan en het gesê ons wil 'n koning hê. Hulle was nie tevrede met die manier hoe die Here dinge gedoen het, ons wil 'n koning hê. Vergeet die Here van die rigters. Wel, was nie tevrede met die rigters en hulle wou 'n koning gehad het. En jy sien dat dit begin afwyk en die gevaar is, en dit moet jy nou mooi onthou, die gevaar is, as jy begin afwyk, dan begin dit klein. Begin klein. En dan gaan dit al hoe groot. Die afwyking. Dis ongelukkig wat gebeur. As jy 2 lyne vat, en jy kyk hier in die begin, is hulle naby mekaar, die afwyking is nie so groot effek nie. Maar soos wat hy verder gaan, raak die effek al hoe groot. Toe daai vliegtuig opstyg en daai boot vaar, was die afwyking in die begin klein, was nie so baie nie. Maar soos wat hy verder gegaan het, het die afwyking groter geraak. En dis presies wat in ons geestelike lewens gebeur, dis presies wat in ons lewens gebeur. En dis presies wat in Israel gebeur het. Rigters 2 vers 17 sê vir ons, hulle het vinnig afgewyk van die pad waarop hulle vaders gegaan. Toe hulle eers afwyk en het verval vinnig gegaan, hulle het al hoe vinniger afgewyk. Al hoe verder van die waarheid af. Dis hoe die vir Israel begin het. Hulle het nie meer die Here se opdragte uitgevoer nie. My broer en suster, ons sit vanmôre hier en ons het almal van ons is blootgestel aan 'n Bybelboek wat vir ons die waarheid is. En hierdie Bybelboek gee vir ons bepaalde riglyne en bepaalde opdragte. Jesus sê ek gebied julle. Dis nie 'n keuse nie, die groot gebod van liefde is nie 'n keuse nie. Dis nie 'n alternatief nie, dis nie 'n opsie nie, dis 'n opdrag. En as jy daai opdrag nie uitvoer nie, wat gebeur? Jou pad gaan al hoe verder, jou afwyking.
Hulle het nie die gebooie en die voorskrifte en die insettinge van die Here gehoorsaam en gevolg. Hulle het nie gedoen wat hulle moes doen nie. Kom ons wees vanmôre eerlik met mekaar. Mag ons eerlik wees? Ons moet eerlik wees. Hoeveel dinge wat die woord van die Here vir ons leer om te doen, doen ons? En van hoeveel wyk ons af? En ek praat nie net vir ons wat hier sit vanmôre nie, dis die kerk in geheel. Israel het nie net die gedeeltes in hulle het net die gedeeltes in die woord gehoorsaam en toegepas wat hulle gepas het. Ander gedeeltes het hulle net ignoreer, hulle het nie aandag daaraan gegee nie. Is dit nie ook 'n simptoom van die kerk waarin ons lewe nie? Daar is sekere dinge wat belangrik is, maar ons kan nie daarvan nog afwyk nie, maar ons wyk daarvan nog af. Ek is baie lief vir geskiedenis, en as jy gaan kyk na geskiedenis, jy gaan kyk na kerkgeskiedenis, en jy gaan kyk na hoeveel dinge oor die jare, as jy gaan kyk die eerste 300 jaar het jy gekry na Christus, was die apostoliese era, en in die apostoliese era het die mense die leerstellinge gehad en gedoen wat die apostels gedoen het, die apostels van die Here Jesus Christus. Hulle het dit gedoen, en daarna 'n afwyking gekom. En toe daar vir 1500 jaar het hy ou se met die naam van Constantijn, het hy gekom en het daar met Constantinopel waar hy gesit het hy gekom en gesê, kom ons doen dit. Jesus het gesê, gaan uit en verkondig. Wat maak Constantijn? Hy sê vir die kerk, stuur iemand, befonds iemand om die evangelie te gaan verkondig. Maar dis nie waaroor dit gegaan het nie. Jesus het gesê, elkeen van ons is 'n disipel, elkeen van ons het die verantwoordelikheid om te gaan getuig. Hy sê in Handelinge vers 8, julle sal my getuies wees. Elkeen van ons het 'n boodskap en 'n getuienis wat ons kan uitdra. Wie wat, my siel is gered. My sondes vergewe, ek gaan vir ewig lewe. Maar as al die mense wat nie op daarop kan aanspraak maak nie, en nou kom dit hier van die kerk word ons nou 'n staatskerk. En nou stuur hulle sendelinge so toe. En hulle stuur die evangeliste so toe. En hulle befonds dit. Sê ek dis verkeerd, nee glad nie. Maar ek sê wat gebeur het in die proses, het elke lidmaat begin terugsit en gesê, dis mos nou nie meer my verantwoordelikheid nie. Daar's mos 'n evangelis. Dis dus daai ou se werk om te doen. Ja, as die Here hom stuur China toe of Japan toe of Indië toe, dis goed, dis reg, bid vir hulle en befonds hulle as jy kan. Maar dit vat nie my en jou verantwoordelikheid. En ek dink wat gebeur vandag, is dat ons is skuldig vir dit waar Israel skuldig is. Ons hou van sekere teksverse, ons ken dit en ons diskuteer dit, en ander ignoreer ons. Is dit nie so nie? Ek my absoluut alleen. Israel het begin om hulle leefstyl aan te pas, want hulle denk en hulle beskouing van God se woord en erns wat hulle God se woord gehad het hulle aangepas. Hulle het die kultuur van ander volke met hulle sin vermeng. Daai slegte gewoontes, dit wat nie tot God se eer was nie, dit wat die Here verbied het, dit wat hulle nie mag gedoen het nie, dit wat hulle nie moes gedoen het nie, dit het hulle begin doen. Kultuur, wanneer ons praat van kultuur, beteken dit nie ek is 'n boer, daarom hou ek van koffie en koeksisters. En ek is 'n Engelsman, daarom hou ek van cucumber sandwiches en tee. Dis nie wat dit beteken. Kultuur beteken dit wat ek elke dag doen. Kultuur in my lewe is, elke oggend, dan neem ek my suiker, om te kyk hoe dit gaan. My geluk voet by die suiker nie goed, ek weet al om bak te gee, dankie Here. Elders in kultuur is, sy môre word en dan sê sy my goeiemôre, en dan gemaak sy my koffie, maar my broer en my suster hoor mooi wat ek vanmôre vir jou sê, kultuur is die dinge wat ons doen. Ons het 'n kultuur, ons staan op Sondag op, ons trek aan, ons kap ons aan, ons kom kerk en ons ontbyt geëet het en al hierdie dinge. Daar's 'n gewoonte, dis waarvan ek praat. Hulle het dit nie gedoen nie. Psalm 106 vers 35 en 36 sê ons die volgende. Hy stel dit weer baie mooi. Hulle het met die nasies vermeng en hulle werke aangeleer en hulle afgode gedien. Hulle het nie meer die werke gedoen wat hulle moes gedoen het, hulle het verkeerde werke aangeleer en dit het hulle gedoen, hulle het afgode gedien. En dis wat gebeur. Hulle begin doen wat reg is in hulle eie oë,
Rigters 17 vers 6 en Rigters 21 vers 25 sê dit vir jou baie mooi, ek gaan dit nie nou aanhaal nie. Maar hulle begin doen dit wat reg is in hulle eie oë. Dis nie meer dit wat die Here sê ons moet doen nie. Dit was reg in my oë om dit nie te doen. Nie baie lank terug het 'n ou vir my gesê, met daai ou sal ek nooit kan regkom nie. Sal nooit kan lief hê nie, ek sal nooit kan vergewe nie. Die mate waarmee jy meet, sal vir jou gemeet word. As jy nie kan vergewe nie, hoe verwag jy moet vergewe? Jesus leer in model gebed. Hy sê, so moet julle dan bid. Onse Vader, vergewe ons vandag. Hoe? Net soos wat ons vergewe. As ek nie vergewe nie, dan moet ek nie kom en sê, Here vergewe my nie, want ek kan nie vergewe nie. Maar die mate waarop ek vergewe, dis die mate waarop ek vergewe kan. Sê wat ek leer, is wat die woord leer. Maar wat maak ons? Nee, jy het reg. Jy het reg, dis lank het in lyn is met God se woord, my broer en suster. Hierdie ouens het leiding gesoek in wyses en by gode wat nie God behaag het nie. As ek kyk na die meer moderne dinge, dan sien ek hoe mense vandag nog al hoe minder God raadpleeg. Eenvoudig gestel, hoe mense al hoe minder met die Here praat, al meer leiding soek in moderne dinge en al daardie tipe van goeders. In 'n hedendaagse idiome het dit lankal opgehou om genoeg te bid. Lankal opgehou genoeg te bid. Hulle het voorspoed gehad. En dan het die Here se hand in hulle voorspoed vergeet. My broer en my suster, ons mag nooit die hand van die Here in ons voorspoed vergeet nie. Wanneer met ons goed gaan, mag ons nooit die hand van die Here vergeet. En dit die rede hoekom het met ons goed gegaan het nie. Omdat hulle minder gebid het hulle minder vertrou. En het hulle minder vertroue in die Here gesit, hulle die vertroue het afgeneem. En hulle het regtig waar by 'n punt gekom waarop hulle eerste toevlug in nood nie meer die Here was. Maar op die arm van vlees en die krag van die mens begin vertrou. Hulle het hulle sin van afhanklikheid van die Here verloor en sodoende al hoe meer op hulle eie krag en eie insig staan. Ons mag nie in daardie selfde strik trap. Deuteronomium 8, die 11de, die 14de vers, of tot die 14de vers, word die volk Israel gewaarsku. Die Here sê vir hulle, pas op, dat jy nie die Here vergeet, wanneer jy voorspoed het. Pas op. 'n ander aspek was dat hulle begin luister na valse profete. Jesaja 23 vers 16 maak dit duidelik. Hy sê, moenie luister na die profete wat uit hulle eie harte uitpraat nie. My broer, my suster, wie wat ek hoor dit, ek lees dit, ek sien dit. Daar is soveel valse profete in hierdie dag en tyd waarin ons lewe. Ek het met 'n ou te doen gehad. Hy was by my in die gemeente en hy het by sy skoonma gaan kuier. En terwyl hulle daar by skoonma kuier, gaan hulle saam met 'n kerk toe, en 'n ou staan daar op. Een of ander selfverklaarde profeet as jy my vra. En hy sê vir hom, die Here sê jy moet jou werk bedank, en die Here sê jy moet Kaap toe trek, en die Here sê jy moet ontslae raak vir alles wat jy hier het. Hy gaan jou alles niet gee daar, en die Here kan jou daar magtiglik gebruik. 6 maande later toe kom die man terug. Toe hy niks, maar niks meer nie. En sy geloof het een geweldige klou gekry. Ons het saam gebid, net of jy sê wat was jy uiteindelik in die saak. En die Here se omstandighede vertrou. So maak seker dat die profeet na wie jy luister is hartlik met die boodskap van God af. Ek wil baie vertel. Soortgelyke realiteite. Wat gebeur, my broer en my suster? Kerke verander hulle gebruike en hulle boodskap om nie meer aanstoot te gee nie. Daar's goeie soos seeker-friendly, ons is soeker-friendly. Met ander woorde, as hier 'n soeker inkom, ongeag wat sy sonde is, ongeag wat ook al, hy moet so vriendelik hier ontvang word, dat hy tuis moet voel. Wie wat elkeen moet hier tuis voel. En ons moet elke mens wat hier inkom, laat tuis voel. Dis belangrik. Maar wanneer hy hier tuis voel, beteken dit nie ons, laat sy sonde en sy goeders ook tuis voel nie. Hy moet by 'n punt kom waar hy sê, wie wat, ek moet my lewe verander. Die fokus moet wees om mense by die Here te kry. Dat hulle die Here sal
nie om ons aan te pas, ons evangelie aan te pas, om by mense plek te gee, wat sê, wie wat daar sit ek gemaak. Sonde word 'n soort van keuses, of opsies, of foute. Die realiteit van die hel het vervaag, en daar word min daarvan gepreek. En ek is nie ou wat elke dag my lewe oor die hel wil preek, maar wie wat se Here op my hart lê oor die hel te preek, wil ek vir jou sê, my broer en my suster, as jy nie reg maak jou saak by die Here nie, moet jy weet, daar's 'n hel en jy gaan brand daar. Hy sê stry hard, want dis nie elkeen wat sê Here, wat sal ingaan nie. Die hel is 'n realiteit, dis 'n werklikheid, en maak nie saak wat jy en ek doen nie. Ons kan nie maar net aangaan en maak net wat ons wil, sonder om daai realiteit in gedagte te hou nie. Dit gaan 'n geweerde kers van tande wees. Uitgewerk word in die buiterste rein. Jimmy Swaggart het 'n preek gepreek, hell is no joke. En ek glo, en ek sê ook, die hel is geen grap nie. En daar is al baie mense wat sê, daar's nie 'n hel nie, hoe is die God van liefde en genade jou ooit hel te stuur? Wie wat die God van liefde en genade, het sy genade aan jou bewys deur sy seun Jesus Christus te gee, sodat jy na hom kan luister, hom kan aanneem, hom kan dien, en deur hom sal jy redding kry, deur hom sal jy versoening met die Vader kry, nie deur werke nie deur enigiets anders. Menseregte word belangriker as die woord van God, en die fokus van prediking verskuif dikwels na seën en voorspoed en sukses en selfbeeld van mense. Ek wens ek kan vir julle sê, met hoeveel mense het ek in my lewe gepraat, wat hulle vingers verbrand het as gevolg van een of ander voorspoedprediking. Ek is nie teen gee nie, inteendeel die Bybel leer ons om te gee. Inteendeel die Bybel leer ons dat die Here het 'n blymoedige gewer lief. Maar wie wat is jou keuse? Ek gaan nie elke dag vir jou vertel, hoor jy moet vir die Here gee en jy moet 'n blymoedigheid gee nie. Ja, die Bybel sê dit vir jou. Maar ek gaan dit vir jou elke dag vertel nie. Die feit van die saak is dit, my broer en my suster, wat baie keer gebeur as mense sê, man, as jy dit gee, gaan die Here vir jou dit doen, gaan die Here vir jou dit doen. Daar's 'n realiteit en daar's 'n werklikheid dat die teëspoede van die regverdiges sal vermenigvuldig wees, sê die woord van die Here. Maar daar's dan ook 'n belofte by die Here sal jou uitred uit almal uit. En daar's ook 'n belofte by wat sê wat Jesaja sê jy maai en so kan ek aangaan. Wil nie daaroor praat nie, maar die feit is net wanneer dit 'n fokus raak om vir 'n mens te sê wie wat jy van gebless word, jy moet nou net gee en gee. Nee, ek kan nie so teologie saamgaan. Prediking raak gefokus op baie dinge, terwyl dit gefokus moet wees op die kruisiging van Jesus Christus, terwyl dit moet gefokus wees op die opstanding van Jesus Christus. Sy kruisdood is 'n opstanding uit die dood, bekering en sonde, gehoorsaamheid en heiligheid en die wil van die Here. Daai goeders moet in ons kanses kom, van ons kanses afkom. Maar my broer en my suster, die vraag wat ek vanmôre het, hoe ontvanklik is ons vir daardie waarhede? Selfs my, ja, daai. Ek weet nie wie van julle weet wie is Alice Cooper. Weet julle nie? Kan iemand 'n stukkie jou hand? Niemand nie. Laura weet jy. Okay, ons is 2. En Elna weet, ons is 3. Alice Cooper, as jy hom gaan kyk, hy is so lelik soos die nag. Hy was 'n gitaarspeler, 'n sanger in 'n rockband. En Alice Cooper, sy oupa was 'n pastoor en sy pa was 'n pastoor, en Alice Cooper het met 'n vriend in sy garage begin met musiek maak. En het begin met drank, het begin met dans, en hulle die pad byste geraak, dit wat hy geleer het, het hy wyd geraak, want jy sien sy grare was bietjie uit. En vir jare het hy hierdie goeders gedoen. Nie die Here gedien nie. En sy eerste vrou het hom verlos, want Oostie was vir hom 'n groter liefde as sy vrou. En hy kry 'n wonderlike tweede vrou, wat pa se baptiste prediker. En sy het elke Sondag na 'n klein kerkie toe gegaan. En daar het hulle nie met die woord gespeel, daar het hulle vir jou warm gemaak om jy sit net. Jy het later nie meer geweet hoe om te sit nie. As jy nie skuldig was aan dit nie, was jy skuldig aan dit, maar iets was jy skuldig terwyl jy na die kerk sit. En nooit wil hy saam met haar gaan nie. Sy vra hom, kom saam, nee, hy wil nie. En een môre te sê, wel, ek sal saam met jou gaan, en hierdie ou preek, en hy vertel van die verskriklikheid van hel, en Alice Cooper sit daar.
En hy voel maar, wie het vir jou gesê ek is vanmôre in die kerk? Wie het vir jou vertel van my dat hy nou net met my praat? En toe hy daar uitstap te sê, ek sit nooit weer my voete hier nie, hierdie ou laat my skuldig voel, hierdie ou pik op my, en ek weet nie wat alles nie. Volgende Sondagmôre, besluit sy vir ek dink ons moet weer kerk toe gaan. En vandag vertel Alice Cooper vir elke ou wat in die musiekbedryf is, Jesus Christus, red genees, hy verlos, hy bevry. My broer en my suster, partykeer het 'n mens so 'n boodskap ook nodig. En jy sit daar en jy hoor dit maar dalk vir die ou langs jou. En dalk sê die ou langs jou en hy dink, Jesus, dis vir my terwyl eintlik vir jou is. So maak net seker dat wanneer die woord uitkom, jy sê, Here, wat is vir my? My broer, my suster, aanbidding opreg, spontaan en nie gedrewe wees. Jy wil hande klap hande. Die Gees van God wat in jou is die Gees van God wat in my is. Die Here vir jou taak jou bring hom. My Bybel sê net dat dit hoogtes wees by 2 of 3 en as jy dit taalbaar moet jy dit uitleer, as jy dit nie kan uitleer nie, moet jy bid dat iemand anders dit kan uitleer. As jy profeteer, moenie daar goed verhinder nie. Maar wie wat my broer, my suster, ek moet nie hier staan en stoker speel. En jou opsweep en iets by jou wakker maak dat jy dit moet doen nie. Want dieselfde Gees wat in my is in jou. Die Here vir my 'n woord gee, of wat ook al sal ek dit bring. Ongeag. As ek kan kyk wat in die Handelinge kerk gaan, hulle het 'n vurige gebed gehad, hulle het eenheid gehad, hulle het die krag van die Heilige Gees gehad. Wat keer ons, wat verhinder ons om daar dieselfde dinge te hê? Maar wie waar begin dit? By dit wat eerste genoem het, by gebed. By ons gebed. Ons gesamentlike gebed, ons individuele gebed. Waarby ons vandag baie worstel, is valse profete en Jesus het gewaarsku in Matteus 24 vers 11. Hy sê baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En dit gebeur. Baie belangrike afwyking vir die kerk wat ons in Openbaring 2 vers 4. Jy het jou eerste liefde verlaat. Christus moet jou eerste liefde wees. Altyd. Ek vra vanmôre 1 graad uit. Hoe ver is die kerk en hoe ver is u en ek uit ten opsigte van die woord ken en die woord gehoorsaam en die woord lees en die woord toepas? Jy kan maar gaan kyk, trek 'n lyntjie vir jou en sê Maandag ek het soveel tyd spandeer. Dit gaan nie oor die tyd nie, dit gaan oor die tyd met die woord spandeer, laat ek dit so stel. Woord spandeer. Dinsdag het ek vergeet. Of ek was te besig. Donderdag weer gou 'n bietjie. En Vrydag het ek weer nou daarby uitgekom. En as jy die einde van die dag moet kyk op grade as jy uit, dan sal jy dit vind dat wanneer jy in 'n krisis kom, dat jy die woord nodig het om bemoedig te versterk. Hoe ver is die kerk en hoe ver is u en hoe ver is ek uit ten opsigte van ons gebedslewe? Hoeveel tyd spandeer ons en ek moet fokus op gebed, want broer en suster, gebed is praat met God. En 'n bietjie praat met die Here, maar baie dinge reg in ons lewens, dit bou ons geloof, dit bou ons vertroue, dit bou ons in ons geloofslewe, dit help ons, en daarom is dit belangrik, en 'n gemeente wat wil groei moet leer om te bid. Julle het nie wat julle bid nie. Vra en jy sal kry. Hoe ver is die kerk en ek en u van daaglikse gebed af, getroue gebed af? Hoe ver is die kerk en u en ek en ons weg van aanbidding? Die Here se naam groot maak, loof en prys. Ek kan op 'n Sondag hier staan en ek kan sê kom ons slaap hande en ek kan sê kom ons steek jou hande in die lug en ek kan al daai goeders doen. Maar weet wat jy doen? Moet jy doen omdat jy voel jy doen dit. Omdat jy voel dat jy dit vereer vir die Here. En as jy dit nie doen nie, beteken dit nie jy het nie nou 'n kontak met die Here nie. Ons is nie almal dieselfde bedraad in snaar. Hoe ver is die kerk en hoe ver is u en ek ten opsigte van ons liefde vir die Here en ons liefde vir mekaar en die liefde vir die Sondag? En die belangrikste vraag vanoggend, wat gaan ons doen om seker te maak ons is nie 'n graad uit nie. Want as jy 'n graad uit is, kan jy aan die einde van die dag jou eindbestemming mis.
En ek praat oor 'n klomp goeders. Ek sonder nie net een ding uit nie. Ek praat oor vergifnis. Ek praat oor jou tyd met die Here. Ek praat met net met die lysie van. Maar dit is belangrik dat ons sal doen, bly in die baan en die rigting wat die Here vir ons gee. Ek kan vir sê wat om te doen. Dan kan jy net wel om te doen. Dis jou keuse. En ek wil vanmôre vir jou sê, broer en suster, pas daarop toe. Daar's twee goedjies. As Steven dit nog kon onthou, het ek nou gesê vir ons sê. Hy onthou sê vir ons sê. Lees jou Bybel en bid elke dag. En jy sal groei, groei, groei. Vergeet om te lees, vergeet om te bid, en jy sal krimp, krimp, krimp. Ken jy ons nie? Ons is. Vergeet om te bid. Vergeet, sê ek sommer in die konteks van, ag ek is nie lus met los. En as jy het vandag gemis het, môre makliker, oormôre makliker, kom in die gewoonte. Bly in jou gewoonte. Ek sal bid. Ek sal bid. Ek gaan nie die liedjie sing. Ek weet eers wat al die woorde weer ken. Maar terwyl ons dit sing, wil ek vir jou vra, en saam met my sing. Maar dan vra ek ook daarmee staan sê, Here, help my. Dat ek nie sal krimp gees, dat ek sal groei, dat ek by die waarheid van die woord sal bly. Omdat ek ook ken. Kom ons staan. Ons het vanmôre 3 mense wat gedoop gaan word. Ek vra dat hulle net na vore kom asseblief tot hulle een vraag vra en daarna gaan hulle weer gaan bid aantrekkamer toe en gaan dit gedoop word. Maar kom net eers hierso anders dan middag. En ek wil hierdie vraag aan hulle vra. En ek begin so daar by Hannes, weet jy sê vrouens eerste. Nee. Begin daar by Hannes en dan Belana, Elfmoor. Is dit jou begeerte om deur wyse van eenvoudige opkoming gedoop te word op grond van jou geloof in Jesus Christus? Lana. Julle kan stap met deurgaan en julle gaan deurgaan. Terwyl hulle klaar maak, wil ek net vir die volgende vertel. Doop is 'n baie belangrike aspek vir ons geloof. En daar was jare wat ek daarmee geworstel het in Romeine 6, wat sê ons word saam met Christus begrawe en ons staan saam met hom op. Ek het belangrike vraag verstaan in my lewe baie jong maar gewees. Elder was daar nog agter my aangeroep en maar in elk geval ek het baie stadium
stadium het ek regtig waar gewortel met die doop, was vir my vreemd, die Here praat rondom dit. En die Here het my op 'n besonderse pad gestap rondom die doop, en dis vir iets wat altyd belangrik sal wees vanuit verskeie aspekte. En nou vanmôre kom ek en ek sit hier in die kerk. Ek het so 6 uur het ek die kraan kom oopdraai en die gasbord kom opsit en die water warm moet wees. Ongelukkig het die kraan te groot oopgedraai en is die water nie so warm nie. Maar hulle sal niks oorkom nie. Ek het 'n baie koue water afgekook. En maar in elk geval, en nou kyk ek wat het gesê, die gas gaan opraak. En die gas raak nie op, omdat hulle 'n nuwe bottel daar neergesit het. As die gas opraak, dan kan ek net die gasbottel opkoppel. En ek het gesit en kraan het hier so by 8 uur gekom. Kyk jy die doopwater, ek voel die doopwater, ek draai die gasbottel toe en die kraan toe. En die gas het nie opgeraak nie. Terwyl ek so sit en kyk daarna, ek dink ek, ja, in my strewe om die Here te gehoorsaam, moet my gas nie opraak. Ek het my energie verloor. Moet my energie behou, ongeag wat, om die Here te doen. Die Here lief te hê. Ons gaan 'n lied saam sing terwyl ons vir hulle wag. Ons gaan juig. Laat ons ook eeuwigheid in naam van Vader, de Seun, de Heilige Geest.
Laat op de eerderheid is dat wordt iemand van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Alles op de eerderheid is dat iemand van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Daarna vra ons sy vrede en daar's koffie hier in die saal en dat sy vir Here ook dankie sê vir die voorreg wat ons gehad het om vanmôre te kon doen. Ja, ons God, grote Vader, Here, wat 'n wonderlike oggend. Mense wat regtig waar in die openbaar wys dat hulle bereid is om vir U te volg en vir U te werk. Here, ek vra dat U sal ook in die harte van hulle werk wat regtig nog nie daardie pad stap nie, Vader, en ek wil vir U vra dat U hulle sal regtig aanhits en voor om te sê ek het jou nodig in die koninkryk van die Here. Here, dankie vir die boodskap wat uitgegaan het vandag. Here, ek vra dat U ons kompaste op rigting sal hou, dat ons nie 'n graad ooit sal uitwees nie. Vader, ek wil vir U vra waar ons nou deur die week gaan wat voor lê, behoed en bewaar vir elkeen. Here, waar dit vakansietyd is en mense op die pad gaan, ek bid regtig vir reisgenade vir elkeen. Here, wanneer ons weer by mekaar kom, vra ek dat U ons net sal seën tot dan, Here, dat ons sal die rykdom van U koninkryk elke dag sal belewe en dat ons dit sal raak sien en dat ons dit sal waardeer. Ek sê vir U dankie in die naam van Jesus. Amen. Gaan ons